Episode 23. Waarheen gaan jou hart? Die wysheid van Spreuke 23. Het jy al ooit iets nagejaag en dat het jou uiteindelik leeg gelaat? Die oomblik toe jy dit gekry het. Miskien was dit 'n droom. Dit was dalk 'n droomwerk, dalk 'n droomverhouding, miskien geld, moontlik sukses. Jy het alles gegee om dit te kry. En toe jy dit het, was dit nie genoeg nie. Hier is die vraag: wat besit werklik jou hart? Vandag gaan jy ontdek waarom die wêreld se rykdom 'n wankelrige belofte is. Hoekom jou hart se rigting uiteindelik alles bepaal. En hoe wysheid jou vrystel en vrymaak van slawerny aan verkeerde begeertes. As jy dit snap, gaan jy ophou om agter dinge aan te hardloop wat jou leegmaak. Jy gaan begin bou op dit wat blywend en ewig is. En uiteindelik meer soos Christus begin leef. Moenie jouself afsloof vir rykdom nie. Spreuke 23 vers 4 en 5 sê, moenie jou afsloof om ryk te word nie. Hou op om op jou eie verstand te vertrou. Laat jou oë daaroor vlieg en dit is weg. Want skielik maak dit vir homself vlerke soos 'n arend wat na die hemel vlieg. Dink vir 'n oomblik hieroor na. Hoeveel mense ken jy wat hulle gesondheid opgeoffer het vir geld? Hulle gesinne verloor het ter wille van 'n loopbaan. Hulle vrede opgegee het vir materiële sukses. En aan die einde het die rykdom hulle verlaat. Die Here waarsku jou nie omdat rykdom sleg is nie. Hy waarsku omdat rykdom 'n swak god is. Dit beloof alles en dit lewer min. En wanneer jy dit die nodigste het, kry dit vlerke. Die vraag is, waarvoor sloof jy jou af? En is dit ooit die moeite werd? Pas op vir die tafel van selfbelang. Die skrif sê, wanneer jy gaan sit om te eet saam met 'n heerser, let goed op wat voor jou is en sit 'n mes aan jou keel as jy 'n mens van begeerte is. Vers 1 en 2 van hoofstuk 23. Hier is 'n kragtige waarskuwing. Salomo praat nie net oor kos nie. Hy praat oor verleiding. Hoe dikwels sit ons aan tafels waar mense ons guns wil koop, waar populariteit te prys het, waar kompromie sagkens aangebied word. Vers 3 voeg dan by, begeer sy lekker goed nie, want dis misleidende kos. Die waarheid is, nie alles wat lekker lyk is goed vir jou nie. Nie alles wat jou aangebied word, moet noodwendig aanvaar word nie. Wysheid vra altyd, wat kos hierdie tafel my werklik? Jou hart is uiteindelik die slagveld. Vers 17 en 18 gee direkte opdrag. Laat jou hart nie jaloers wees op sondaars nie, maar wees die hele dag in die vrees van die Here, want daar is sekerlike toekoms en jou hoop sal nie verydel word nie. Hier lê die kern van die hoofstuk. Jaloesie is 'n gevaarlike gif. Dit begin klein. Jy sien iemand anders se sukses. Jy voel die steek van vergelyking. Jy begin wonder hoekom hulle voordele kry, hoekom dit so goed gaan met hulle en nie met my nie. En as jy dit nie vroeg genoeg aanspreek nie, verander dit uiteindelik in bitterheid. En bitterheid vreet jou van binne. Maar die Here gee teengif. Hy skryf, wees die hele dag in die vrees van die Here. Dit beteken, hou jou oë op God, nie op mense nie. Meet jou lewe teen sy standaard, nie ander se sukses nie. Vertrou sy tydsberekening, nie jou eie berekening nie. Want, vers 18 beloof, daar is sekerlik 'n toekoms. Jou hoop is nie verlore nie. Jou pad is nie 'n doodloopstraat nie. God se plan vir jou is nog steeds op koers. Die gevaar van wyn en losbandigheid. Die skrif waarsku ons direk, by wie is jammerklag? By wie is droefheid? By wie is twis? By wie is gekla? By wie is wonde sonder rede? By wie is rooiheid van oë? By die wat lank by die wyn bly. Vers 29 en 30. Salomo vra 'n reeks vrae.
maar ek ken alreeds die antwoorde. Losbandigheid beloof vryheid, plesier en ontsnapping. Maar losbandigheid lewer uiteindelik kettinge, skaamte en verwoesting. In vers 32 sê, op die laaste byt dit soos 'n slang en steek soos 'n adder. Die sonde wat so onskuldig begin, eindig uiteindelik met tande. Maar die boodskap is nie net 'n waarskuwing nie. Hierdie is 'n uitnodiging. Christus bied vryheid aan diegene wat gevange sit in enige verslawende gewoonte. Sy genade is groter as jou gewoonte. Gee jou hart aan wysheid. Vers 26 bevat 'n persoonlike smeekbede. My seun, gee my jou hart en laat jou oë my weer behou. Hierdie is God se stem, nie 'n wet nie, nie 'n eis nie. 'n liefdevolle uitnodiging. Die Here vra nie jou prestasie nie. Hy vra jou hart. Want wanneer jy jou hart het, begin jou keuses verander. Begin jou begeertes verskuif. En begin jy anders kyk en sien. Vers 19 bevestig dit. Hoor jy, my seun, en word wys en rig jou hart op die regte pad. Die hart wat op God gerig is, word 'n hart wat wysheid ken, dag na dag en keuse na keuse. Kom ons vat dit eenvoudig saam. Moenie jouself afsloof vir rykdom nie. Nie elke tafel is veilig nie. Pas op vir verleiding. Jaloesie verteer jou. Kies die vrees van die Here. Losbandigheid byt altyd aan die einde. Gee jou hart aan die Here. Dit is waar wysheid begin. Sê dit saam met my. My hart behoort aan God. My hart behoort aan God. As jy vandag besluit, ek gaan ophou agterleë beloftes hardloop. Ek gaan my hart bewaak teen jaloesie. Ek gaan my hart aan God gee. Tik dan hieronder by die comments. My hart is syne. Een hart wat aan die Here behoort, verander alles. Een besluit om wysheid te kies bo begeerte, open 'n nuwe toekoms. Een oomblik van oorgawe kan 'n lewe van vryheid bring. Die vraag is nie, het jy genoeg nie? Die vraag is ook nie, is jy suksesvol genoeg nie? Die vraag is, aan wie behoort jou hart? Tot volgende keer. Leef in wysheid, leef in vrede. Groete hier vanuit Switserland.